wat insny ook in die boek van Filippense. Dis 'n boek van liefde wat Paulus wil hê hulle liefde moet toeneem en dit gaan alles oor gesindheid, want wat is die Here Jesus se gesindheid as hy voete was? Hy verneder homself. Jesus het homself verneder. Maar kom ons lees Filippense wat Paulus dan skryf in die eerste hoofstuk. Daar was nie hoofstuk nie, hier is eintlik eers later hoofstukke en verse gekom. Maar Paulus sê broers, en dit sluit in daai tyd die konteks susters in, ek wil hê julle moet weet wat met my gebeur het in werklikheid tot bevordering van die evangelie gelei. Sodoende het dit by die hele Praetorium of die keiserlike wag en al die ander, nie net by hulle, by al die ander bekend geword dat ek ter wille van Christus in gevangenskap verkeer. So ek sê die ander direk vertaling praat van bande of in boeie verkeer. Ook waag die meeste van die broers, omdat hulle as gevolg van my boeie of my gevangenskap nou op die Here leer vertrou het, dit baie meer om die woord vreesloos te verkondig. En ons fokus vanoggend, sommige verkondig Christus wel uit jaloesie en onenigheid, ander egter uit goedgesindhede. So daar's twee tipe van mense wat die evangelie verkondig, sê Paulus. Hulle doen dit, die eerste wat dit reg doen, hulle doen dit uit liefde. Sien die hoofstuk van liefde, dis waarom ons die liedgesingheid van liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is om die evangelie te verdedig. Maar die ander verkondig Christus uit selfsug, nie met opregte motiewe nie, maar met die bedoeling om vir my in my boeie of gevangenskap moeilikheid te veroorsaak. En dan hierdie gedeelte wat soort van subgedeelte, wat maak dit egter saak in elke geval, of dit onder 'n voorwendsel of met opregtheid is, word Christus verkondig en daaroor is ek bly. Ja, ek sal voortdurend bly wees. Die hooftema in die boek blydskap van Paulus in sy boeie. Ons bid, Vader, seën u woord, want u woord is waarheid. En dit is al wat ons regtig kan reinig. Ons neem dit in geloof aan en ons verheerlik u, o Vader, deur Jesus Christus. Amen. Ons kan nie die eerste verse mis, die openingsverse waar Paulus sê, ek, Paulus en Timoteus, diensknegte. So, dis hulle titels. Ek meen, apostel is 'n baie hoë geagte, selfs vandag. Elke tweede kerk in Kaplong wat oopmaak het 'n apostel en het 'n profeet. Paulus gebruik nie, hy bly weg van die titel apostel. Hoekom? Hy wil die titel van dienskneg wil hy tuisbring aan die wat hierdie boek lees. Filippense moet weet, dit gaan oor diensbaar, diens, liefde, dien. En wie bedien Paulus en Timoteus? Die Filippense, die kerke. Hy is 'n dienskneg van die kerk, maar hy is nie 'n dienskneg van die kerk nie, hy is 'n dienskneg van die Here Jesus Christus en God die Vader. Maar hoe dien hulle God die Vader dan? Deur die kerk te bedien, deur voete te was. Voete was nie die letterlike voete was nie. Die idee daar is as 'n dienskneg se dienslys oor te neem en dit te doen, 'n huisslaaf. Dit is wat 'n huiskneg doen, dit is ons gelees het Marieke in Johannes. Daar was nie daardie aand meer slawe om mense se voete te kom was nie. En ek kan my voorstel, baie sê die disippels onder mekaar geskryf, wie gaan hierdie taak doen? Hoe kan dit doen, dit is menial task. Wie gaan hierdie diens doen? Want dit is hoe hulle gewandel het daai tyd. Jy kom by die aand, trek jou sandaal uit en noem die slaaf was jou voete. Daar is nie 'n slaaf nie. Nou gaan Jesus voor sy disippels iets doen, gaan hy trek die voorskoot aan, hy neem die handdoek en die waskom en hy was sy disippels se voete een na die ander. Want dis hy wat ook gesê het, Matteus 20 vers 28. Matteus 20 vers 28, die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, werklik, om te dien.
En hy wys dit hier in die realiteit. En sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Want in Filippense is een van die hooftemas behalwe van vrede en blydskap en die woord diensbaarheid, die gesindheid van diensbaarheid. Dis waarom sê ek, maar ek het gelees Johannes 1 vers 3, Jesus weet duidelik waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan. Hy weet waarheen hy gaan. Hy gaan verhoog. God gaan hom verhoog na die hoogste plek wat daar is. Naas God aan God se simboliese regterhand gaan Jesus en hy gaan verhoog word. Steeds al weet hy dit gaan was hy nog steeds sy disippels se voete. Wat se koning sal dit doen? As hy sê kom was jy my voete. Ek sal nie jou voete was nie. Was jy, julle disippels kom was my voete asseblief. Ek dink ek sou soos Petrus ook nogal redelik verleeg gewees het om dat Jesus my voete kom was as hy vandag hier was. Nie omdat ek verleef voel oor hy soos 'n diensknegt geword het nie. Maar ek het een ding van my ouma geërf, hulle stinkvoete. Ek weet ek het haar stinkvoete. Daar sy sê al hoed, maar ek het al definitief. Ek sou so verleeg gewees het om my sandale uit te trek en Jesus moet my voet op lig en hy daai reuk kry wat versweet van waarskynlik 16 uur wat hy gewandel het. Maar tog doen Jesus dit nog vrywillig. Dat my altyd dink aan die storie. Hy sê dis vreemd in selfs in Afrikaans. Hoekom is dit dat jou neus loop en jou voete ry? Jou neus moet eintlik ry en jou voete moet loop. Maar dit is tog teenoorgestelde. Maar in al hierdie dinge, die klem lê op blydskap in alle dinge wat Paulus aan dink, vreugde en blydskap. En dit is die voorbeeld van Paulus in Timoteus vers 1, diensbaar. Ons is slawe van Christus. Wie is ons? Ons is slawe. Ons is Jesus se diensknegte. Weet nie wie van julle ken Dr. Dion Foster, hy is methodiste, een van hulle dosente, wat altyd gesê het, ons kan onsself meet. Weet, baie mense praat groot geestelike woorde en sê, ek is 'n diensknegt soos Paulus. Ek is 'n diensknegt en I'm a servant of the Lord. I'm a servant of the word. En Dion Foster sê, you will find out how far these people have progressed on the road of servanthood until people start treating them like servants. Moet my nie as 'n diensknegt. Ek is nie jou diensknegt nie. Dis 'n gesindheid wat in die kerk ook kom. Diensbaarheid. Weet hulle, hy selfde Dion Foster gesê, we don't talk about civil servants. What is civil? Servant. They're not civil servants, they're civil masters. Hulle word hoog aangestel. Kyk maar die staatsdiensamptenare. Dis civil masters. Dit is nie, kerk moet 'n voorbeeld wees, wat is civil servants? Wie bedien ons? Ons bedien die liggaam van Jesus Christus. En dis 'n toets wat Paulus en Timoteus met onderskeiding slaag. En hulle weet wat dit is om te bedien. En wie bedien Paulus hier in Timoteus? Wie bedien hulle? Behalwe die vir die kerk in Filippense. Hulle bedien Christus, maar hulle gaan na die soldate toe. Niemand het daar gedink om die Romeinse soldate die evangelie te verkondig nie, want hulle is Romeine. Die Jode, Paulus is 'n Jood, 'n Fariseer, so hy sou ook hierdie Romeinse soldate gesien het as wat? As honde. Dis hoe hulle die Jode, die heidene beskou het. Honde, dis honde. Jy vertel hulle nie van God, jy gaan maak proseliete, maar oor die algemeen is hulle almal, as hulle verlore is hulle honde. They're dogs. Don't touch them, they're dogs. Wat doen Paulus in sy diensbaarheid? Hy verkondig die evangelie aan die sogenaamde vyand. Aan hulle wat die Jode verag het, gaan verkondig hy die evangelie, nie net aan die Pretorium nie, maar ook aan hulle families. Hy is bly om te bedien onder die Romeinse soldaat. En hy sien dit as 'n voorbeeld, het ons laasweek gesê. Dit is vir my 'n voorbeeld, want vers 13, dit het deur my boeye het bekend geword aan die keiserlike wag, die Pretorium, dat ek in hierdie boeye is, en ek is in hierdie boeye vir hulle. God het my hiernatoe gebring. Ek is in hierdie omstandighede nie per toeval bad, soos hulle sê, bad karma, bad luck nie. Ek is hier omdat God wil hê ek moet hier wees in, of jy in Efese of in
Caesarea of 'n Romein of in die Romeinse tronk was. Hy is daar omdat daardie keiserlike leiwag en hulle familie die evangelie moet hoor. Iemand moet aan hulle gaan vertel. Wie gaan aan hulle die evangelie vertel? Hulle is honde. Jy praat nie met hulle nie. Jy gooi nie, Jesus gebruik, ek dink hy gebruik het nog al sarkasties in die berg, jy gooi nie parels voor swyne. Of wat kosbaar is vir honde nie, hulle sal jou verskeer. Die idee is daar van heidene. Maar hy bring dit in konteks vir mense wat onwaardig is. Paulus gaan en hy doen wat God hom stuur en sy boeye lei tot die bekering van die Romeinse, waarskynlik baie Romeine tot bekering gekom in daai tyd, want hy sien dit boeye nie as dit wat hom gaan bind nie. Hy is nie oorbehep met sy boeye nie. Waarmee is Paulus oorbehep? Evangelie. Sê, ek het boeye, ek is vasgemaak, of ek is in die gevangenskap self beteken. Ek is in boeye, maar ek vertel vir mense die evangelie. En ek dank die Here dat ek hier is, want nou kan ek aan hulle die evangelie vertel. Baie keer vind ons onsself ook in 'n baie moeilike situasie. Het ons nie miskien sê, Here, wat wil U in my in hierdie situasie hê ek moet doen vir U heerlikheid? Want ons het verlede week gesê en dit is so belangrik. Maar dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor God se heerlikheid. Jesus het geweet waaroor gaan God se heerlikheid. Daarom was hy sy disippels se voete. Daarom het Paulus ons ook leer. Hy sê, ek het as gevolg van my boeye hierdie twee groot voordele. Ek kon aan die Pretorium die evangelie verkondig en vir hulle vertel hoekom ek in die tronk is en hulle families. En die tweede ding, ek het geleer ook. Dit inspireer die broers wat bang en beskeie was om met vrymoedigheid ook die evangelie aan hulle mense te verkondig. Dit is belangrik om weet die evangelie kan nooit gestuit word nie. Paulus mag in die tronk wees en boeye, die evangelie is nie in boeye nie. Die evangelie marcheer voort. Theopeer, wys my ons net daai ding van die D-dag. Ek het dit verlede week gebruik as 'n illustrasie. Maar wil jy is ook liewe geskiedenis. Ons ken die geval op die D-dag, die oorwinning van die geallieerde magte oor die Nazi magte in Normandië. Dis een van die laaste veldslae wat daar geveg is in die Tweede Wêreldoorlog by Normandië, op die kus van Normandië. Jy weet hoe lyk dit? Dit is hoe Normandië lyk, die kus van Normandië lyk. En dit is die Duitse fort wat hulle gehad het op die kus. Die Duitsers het forte gehad waar het hulle masjiengewere gehad het. Hierdie mense kom met die amfibiese tuie, land hulle op die kus van Normandië. Hulle het opdrag gekry van die staf en die leer. Hulle moet Normandië inval. Hulle kom met al die skepe, kom hulle aan boord, maar hulle word afgemaai deur hierdie kanonne en masjiengewere wat in die fort is. En jy kan sien hierdie amfibiese tuie daar in die see aankom en land op die kus van Normandië. Maar jy sien ook die barricades, dat hulle nie kan vorentoe gaan nie. Hulle kan nie vorentoe gaan nie, want hulle word afgemaai van die forts af. En iemand moet gaan nader tot hy forts kom en handgranate binne ingooi, sodat hierdie Duitse soldate kan toegee. Want hulle het die soldate van die Engelse en die Amerikaners en wie ook al afgemaai. Totdat van die troepe besluit het, al wat ons gaan doen, ons gaan val op hierdie groot rol doringdrade, sodat ons medesoldate oor ons kan hardloop. Dis al hoe ons sal vorentoe kom. En hulle het dit gedoen. Baie van die soldate het hulle lewens afgelê op die dag. Hulle sê die is day, dit beteken dag. Die dag hulle lewe afgelê sodat die geallieerde magte kon Normandië inneem. En hulle het Normandië het hulle oorwin. Maar dit wat bloed en sweet gekos, maar wat ek klem wil lê op die woord wat gebruik word hier, die bevordering van die evangelie. Kyk in vers 12, die bevordering van die evangelie, dis 'n militêre term in Grieks, wat teken die onstuitbaarheid van die advancement of the gospel. Dit is belangrik, want as dit selfs nodig is om ons lewe af te lê vir die evangelie, moet ons dit aflê. As dit daarby kom, moet ons, baie mense kan nie simbolies hulle lewe aflê of begin nie, nog
nog minder hulle letterlike lewe vir die evangelie gee. Maar wat is Paulus se gesindheid? Onthou in Galasiërs 2 vers 20. Ek weet nie of dit hier onder staan nie. Hy sê, Paulus sê, ek lewe nie meer nie, maar Christus leef nou in my. So as ek kanon voer moet word en ek moet terwille van die evangelie val en boeye beland en selfs doodgemaak word, sou weet wat dit wees. Solank die evangelie net kan aangaan. Vers 14, broeders het durf gekry om met vrymoedigheid die evangelie vrylik te preek, omdat ek wou seker maak dat die evangelie nie ophou nie, voortgaan. Bangerige broers het geleer om te vertrou, want hulle het gesien na alles die Romeinse soldate is ook vir die evangelie. Hulle wil die evangelie hoor. Ons het gesê Filippi, die dorp was amper 99% was Romeine gewees. Little Rome, Filippi, Little Rome, klein Rome, want hulle wou alles wat in Rome doen, ook in Filippi doen. Daar was nie eens genoeg Jode om 'n sinagoge van 10, daar was nie eens 10 Jode gewees om 'n sinagoge te begin. En almal is bang, Filippense is ook bang. Is Romeine, ons kan nie aan hulle evangelie verkondig nie, hulle gaan ons doodmaak. Hulle kan nie aan die Christene raak en sy God hulle nie toeraak nie. Ek dink ek het vanoggend die voorbeeld gebruik, of het Terien gister gesê, Christians are all immortal until God stops that immortality, eer ons hulle doodmaak, toe te laat het ons doodgaan. Until such time we are all immortal. Want God is in beheer, God is soewerein oor sy kinders se lewe, hy besluit wanneer en hoe. So die twee motiewe dan, nommer 1, dit het gelei tot die vooruitgang van die evangelie, ongehinderd. Nommer 2, dit het mense geïnspireer om vrymoedig hierdie evangelie ook te verkondig. Maar ongelukkig vers 15 rol dit voor, dit sê, en dit kom vir my voor as mens die konteks kyk, sommige verkondig Christus wel uit jaloesie, alhoewel hierdie broers in vers 14 dit ook nou waag, is daar sommige van hierdie broers wat dit met verkeerde motiewe doen. En ons moet kyk na wat belangrik is hier, dat hy sê nie hulle het 'n ander evangelie. Galasiërs 1 vers 9 praat hy van, as iemand anders 'n ander evangelie verkondig, as hy gerem of hy is vervloek, of anathema, hy is vervloek. Hierdie mense het nie 'n ander evangelie verkondig, hulle het waarskynlik die regte evangelie, die regte Jesus verkondig. Maar wat was die probleem? Valse motiewe. Wat Paulus sê, want sommige verkondig Christus wel uit jaloesie en onenigheid. So daar's 'n verkeerde rede hoekom hulle die regte evangelie verkondig. En baie keer is dit so vandag, mense verkondig die regte evangelie, maar hulle motiewe is verkeerd. Vers 15 en 17, wat was hulle gesindheid? Ons het gekyk na Jesus se gesindheid, hy was mense se voete, hy is bereid om te dien. Is hierdie mense bereid om te dien? Nee, hulle het 'n probleem met Paulus. Hulle het 'n probleem met Paulus gehad. Hulle gesindheid is die een van groen van jaloesie. Julle onthou die verhaal van Grinch, Grinch that stole Christmas. Man wat groen, hy's groen gemaak deur die strokies vir Skepper, want hy's groen van jaloesie. Hy haat dit dat dit goed gaan met hierdie mense in die dorp. Maar wat doen hulle met Paulus? Hulle verkondig kwaad aangaande. Hulle sê in Engels ook, you can be the moon and still be jealous of the stars. Ek het daai spreekwoord al gehoor. You can be the moon but you are still jealous of stars. For many people, the true root of jealousy is insecurity. Die valse broers het 'n swak selfbeeld gehad en hulle gebruik Paulus se boeye as 'n rede om hom swart te speel. Dit is amper soos die praat van die stormers wat verloor het. Dis is 'n broer wat in die tronk het, jy weet van hom, maar jy praat nie van hom nie. Nou definitief wou mense nie van Paulus praat nie. Want Paulus in die tronk, jy praat nie mos nie van iemand wat in die tronk is nie. Met jaloesie om my seer te maak, sê Paulus, to add insult to injury.
Die feit dat Paulus in boeie was juist petrol op hulle vuur. Jy sien, maar Paulus in die tronk, hy het iets verkeerd gedoen teenoor God. Iets is fout met Paulus, want hoekom is hy in boeie? Jy sien, omdat hy in boeie het hy nie die regte, hy ken nie Jesus nie, want hy is in boeie. Hulle het geargumenteer, dit sy verdiende loon is dat hy in die tronk is. En kyk ons, wat die regte evangelie, nie 'n valse evangelie. Ons het die regte evangelie, want sien, ons is nie in die tronk nie. Nou kan ons maar net weer gaan kyk na die voorspoed teoloog wat in Amerika sy begin gevind het. Word of Faith, New Apostolic Reformation, mense soos weer eens, kan hulle by name noem, want julle moet hulle asseblief teen alle koste vermy. Creflo Dollar, hy het 'n gepaste van gekry, Creflo Dollar. Baie geld. Hoe meer kon jy beter gekies het. Ja, hy kon nie 'n beter naam gekies het nie. Want hy dans op die verhoog met geld, oor geld rond en verkondig vliegtuie. En Jesse de Plant is in die hele Word of Faith kom nie op par met of op baansyfer aangaande die evangelie. So mense soos Kenneth Copeland, hulle sien iets, hulle soos daardie tydse mense wat vir Paulus verdruk. Paulus is in die tronk, so jy doen iets verkeerd. Mense, jy is arm. Jy sien, as jy arm is God vir jou kwaad. Want hulle sien mense, Christene as little gods. And a God cannot become sick or poor. As jy arm is jy deur God gestraf. Jy dra die vloek van God op jou. En daar is mense wat dit selfs verkondig in Amerika. As mense wat eens op 'n tyd na die gemeente gekom het en iets op die groep geplaas het aangaande van die demon of poverty. Daar is nie 'n demon of poverty nie. Jesus self het homself arm gemaak. Hy het voete gewas, homself verneder, soos ons in hoofstuk 2 later sal sien. Maar hierdie mense dink as daar iets fout is met Paulus, dat hy in die tronk is, tipies, soos die mense uit die Fariseërs so gedink het. Jy moet ryk wees, dis hoekom hulle mense loop en besteel het. En hulle sê baie mense besef nie die Fariseërs was gek, mal oor geld gewees. Het weduwees ingedoen, hulle boedels wil doen teen die koste van weduwees, kan nie laer dit daal. Maar hulle gesindheid is dieselfde wat ons vind as ons vat die deursnee Christen in Amerika. Ek praat van nie van die goeie gemeentes nie, want daar's baie goeie kerke ook in Amerika, maar hierdie teoloog sal dan draai na Indië toe, Noord-Korea ook, en China, en Syrië, en baie plekke, dan sê, daar's iets fout met hierdie Christene in Indië, sien? Ons het vanoggend gebid vir Indië. Daar's iets fout, dis hoekom hulle so swaar kry. Hulle moet hulle bekeer tot God, dan sal hulle nie swaar kry nie. Is dit hoe dit werk? Wat's fout? Die Noord-Koreaanse Chinese, they are losers. They are losers. You see, that's why they are suffering in prison. They are losers. Dit is wat die voorspoed teoloog, mense, ander Christene beskou, ons broers en susters in Indië, in Iran. Is hulle regtig losers? Paulus, jy is in die tronk, so daar's iets fout met jou. O, julle is in hierdie lande waar jy vervolg, daar's iets fout met julle. Dan sê Jesus met die bergrede, salig is hulle wat vervolg word ter wille van my naam, want hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig. Dis wat Paulus, so die een pool beskinder Paulus, hulle maak hom sleg, kan niks goeds oor hom sê nie, plek hulle vir Paulus net soos die Filippense gaan besoek in die tronk en hom help en vir hom geld stuur en vir hom klere stuur en kombers en wat hulle ook al hom gestuur het, deur Epaphroditus te sorg vir hom, beskinder hulle Paulus. Daarom het Paulus die woorde gebruik in Filippense 1 vers 9, ek bid, deel van sy gebed, dat julle al hoe meer, julle as Filippense al hoe meer in liefde sal toeneem, aangaande die kennis of begrip oor waaroor dit werklik gaan. Waaroor gaan dit werklik? Oor die koninkryk van God. Nie of ons ryk of ons arm is nie. Nie of ons siek of gesond is nie. Dit gaan oor die koninkryk van die Here wat onstuitbaar is in die evangelie wat verkondig word. Want hulle skaam hulle nie, die ander kant waar hulle Paulus sleg maak en beskinder, hulle sorg vir Paulus. Want jy sien hierdie broers wat add insult to injury,
wat hom haat, Paulus haat, het die Filippense vir Paulus lief. Dan sê hy, bid dat julle liefde nog meer sal toeneem om te begryp waaroor dit gaan. In steede van vers 17 skynbroers, die Pseudo-Delphos, die skynbroers, hulle sê hulle is broers, maar hulle is skynbroers. So ek sê, waarskynlik, dit moet wees, het staan nie daar, maar ek sê hulle van Paulus geloofinskinder, hulle het ons sleg gemaak. Ek het altyd gehoor, hulle sê, as jy graag van ander mense kwaad wil praat, hou jou tong net vas vir so 'n minuut. En dan sal daai drang om kwaad te praat weggaan. Dit gaan eventueel weg. As jy jou tong net vashou, dink. Maar hulle tong was los oor Paulus. Hulle het niks goeds te sê oor hom nie. Maar dank die Here vers 15, die tweede gedeelte, genade van die broers wat vol liefde is, ook en bloot is oor hulle liefde vir Paulus as die gesalfde, want vers 16, hulle ken Paulus as die gesalfde en 'n geroepe apostel van God wat die evangelie verdedig. Mooi evangelium heotu apologia. Hulle erken Paulus as die apostel wat die evangelie moet bring aan die heidene en daarom ondersteun hulle Paulus. En daarom verkondig hulle dieselfde evangelie, maar met liefde, nie soos die pseudo-broers nie. Die bevordering van die evangelie is weer eens 'n militêre term, vers 16, ek is bestem, I am appointed, so 'n militêre, net soos advancement, militêre aard, ek is bestem om hierdie evangelie te verdedig. Dit is soos as in die weermag, is niemand van ons was in die weermag en julle weet wat doen jy as jy hinderlaag lê. Nee, jy lê laag en jy hinder niemand nie. Lê die mense aan die ander kant die sandsakke in slaap. Dis nie besig om sandsakke te pak. Dis 'n hinderlaag lê, en dan lê hulle daar agter die sandsakke en niemand sien hulle nie. So dit pas 'n hinderlaag lê. Hierdie mense, militêre term is, uit liefde gee ons onsself, ons liggame vir die evangelie. Die sleutelwoord vers 16, liefde, weer eens liefde. Uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is om die evangelie te verdedig. Ek ben altyd dink, ek weet Chris hou ook baie van musiek, maar ek ook, daar's 'n mooi lied van groep 2. Ek dink dit is van Tonderbroers, né, bereken ook seker. Daar is niks soos ware liefde, niks so mooi, so skoon, so rein. Niks so mooi, so skoon, so rein soos ware liefde wat Paulus gehad het vir die kerk. Sy lewe gee vir die kerk. Dan vers 18 die slotsom wat hy sê, die twee motiewe, ten spyte van dit, uit haat, nyd, selfsug, bitterheid, jaloesie, doen hierdie broers dit uit liefde. Hulle weet wat liefde is. Wat doen liefde? Liefde dien. Dis een van die vloekwoorde in die kerk, hedendaagse kerk. Dien. Ons weet nie wat dien is nie, want ons dien tot op 'n punt, wil ons nie, until they start treating us as slaves, and we no longer want to serve. En dit raak te moeilik om te dien. Dan weer eens die middelverse van 18. Hy sê, ten spyte van hierdie valsbroers se bediening van die regte evangelie en ten koste van die liefde van die broers wat my liefhet, is ek bly en sal ek voortdurend bly wees. Weer eens die hoofthema. Ek sal ek bly wees, ek verbly my, ek verheug my, because of the advancement of the gospel through my bonds, want alle krediet kom Christus toe. Dan besef jy Paulus het regtig diensknegte saam met hom. Dis diensknegte. Hulle gee nie wat om met my weer nie, al is ek in boeye, al is ek in die tronk. In applikasie, mens kry baie naaiwer en kompetisie in baie verskillende kerke. Dis my wonderlik, ek dink ek het nogal 'n redelike goeie verhouding met Jacques en Lukie en hierdie kant, en selfs met Teens hoor ons nie baie van nie. Daar's nie naaiwer nie. Ek sal Lukie hier laat kom bedien, maar die probleem is, hy kan skaars sy twee gemeentes bedien, weet nie wat hy het al gesê, hy wil hier kom bedien, maar daar's nie ywer, wetywer nie. As liefde vir mekaar. Ons gee om vir mekaar, want dit is werklike baptiste liefde vir mekaar. Want elkeen is uniek in sy skrif uitleg. Jy kan my nie met Jacques vergelyk of met Lukie vergelyk nie, want ons is anders. Ons doen dit anders. Maar die liefde, die een gesindheid waarmee ons saamtrek, ons praat nie van die
charismatiese kerke en hypercharismatiese kerke waar 'n verkeerde evangelie. Praat nie van die regte evangelie, 'n ander evangelie verkondig. Praat nie eens van hulle nie. Wat hartseer is, en ek dink ons het dit by Oom Willie ook bespreek, die leringe goed wat hulle leer by universiteite, nie by seminariums nie. Hulle leer dit by universiteite, val hulle Paulus aan. So wat doen die mense vandag by die universiteite? Hulle probeer boeye veroorsaak vir Paulus se evangelie. Dis wat hulle doen. Wat hulle aan Paulus gedoen het in die tyd van die Filippense, doen hulle nou weer by universiteite. Want 'n leerplan sluit God en Christus as God uit. Sluit Paulus se boeke uit. Ek weet, ek het saam met hoofkapelaan gewerk wat vir my gesê het, hulle glo nie, Paulus is nie, het geen autoriteit nie. Paulus, hulle glo nie aan Paulus nie. Bloot geskiedenis van Paulus. Maar hulle is steeds besig om Paulus te verdruk. Hulle verlustig hulle in die verdrukking, in die vasbinding van Paulus se evangelie, terwyl 13 van die 27 boeke behoort aan Paulus. God het die Heilige Gees vir Paulus gegee om op te lei om hierdie geskrifte, en ons gaan uit Korintiërs ook weer uit Paulus se geskrifte uithaal. Dis daar steeds 'n vyandigheid teen Paulus om te bind hom toe, maak hom toe, gooi Paulus uit die Bybel uit. So dit was net 12 boeke het, en dan van daai 12 praat ook 2 van Paulus ook in elk geval. So die aanslag gaan voort. Sommige verkondig die evangelie, want glo my, hierdie mense glo ook hulle verkondig die evangelie, al het hulle nie Paulus in die Bybel nie. So hulle maak Paulus steeds spreekwoordelik seer. Maar die probleem is, hulle maak nie vir Paulus seer nie, hulle maak die Heilige Gees seer. Of hulle probeer die Heilige Gees bedroef deur 'n ander evangelie, of 'n evangelie te verkondig wat so goed lyk, maar in wese anders is. Sluit af, ons loof God dat ons broers en susters het wat werklik hierdie woord uit liefde en diensbaarheid verkondig aan ander, en sê, brother, let me be your servant. Daar is so mooi liedjie, let me be your servant. Moenie bang wees om soos Paulus se diensknegt te word. Want dis wat die Here wil voorbeeld vir ons in Johannes gestel het. Soos ek gedien het, so moet julle ook dien mekaar, wees lief vir mekaar, dra mekaar se laste, en vervul so die wet van Christus. In woord en daad. Maar met liefde. Ons moet versigtig wees, ek weet nie of julle weet van Warren Webster in 1950 het 'n kommentaar geskryf, waar hy ook gesê het, truth without love, love without truth is hypocrisy. Dit is gefeins, dit is nie waarheid nie. As jy sê jy het liefde, maar daar is geen waarheid daarby, is dit vals. Maar hy sê, what is worth truth without love is brutality. Ons kan so goed vashou aan die waarheid, dat ons die liefde verloor. Hy sê, dis brutaal, sê Warren Webster, dis brutaal, dis brutality. Daarin vind ons die balans van liefde, diensbaarheid, wat saamloop, sodat ons nie koud en klinies, wreed word. Deur mense net altyd die waarheid, dit wat sê bekende woord, dat ek jou kop vir jou was, kom ek was jou kop. Nie mense se koppe was nie, die Heilige Gees sal hulle koppe was. Tel hulle net van die genade van Christus Jesus, wat saam met in sy liefde uitgedruk is. En dit is waarom ons die nagmaal vier, want ons verkondig Christus Jesus, solank ons by mekaar kom, tot die Here ons kom haal, verkondig ons steeds die evangelie van liefde. Want, of ons dit wil glo of nie, en die tafel, die brood is 'n teken van God se liefde. Mense sê, maar hoe, wys vir ons dat jy ons lief het. Dan sê die Here, kyk na my tafel, kyk na my liggaam, kyk na my bloed. My bloed sodat julle kan erf, my liggaam sodat julle verlos kan word. Ons bid dan, vraag vir hom, wil jy vir ons uit help, en wil jy die Bybel saam, ja, die Jesaja 3:5, maar kom ons bid en dank die Here. Vader, dankie vir u woord is waarheid. Heilig ons deur hierdie waarheid, wat hy deur Paulus geskryf het, nie Paulus se eie woord nie, maar soos gedryf deur die Heilige Gees. Here, wat op hierdie tafel is die teken van u liefde, die verlossing, Here, u heiligmaking. Seën ons as ons hiervan gebruik, nie as 'n gewoonte nie, Here, ons wil dit nie 'n gewoonte maak nie, ons wil dit, Here,
onsself as diensbaar stel deur die gebruik daarvan. Help ons om Christus se slawe te wees en slawe van Christus ons diensbaarheid aan mekaar te betoon, sodat U in alles verheerlik sal word, want alles is tot heerlikheid en tot lof en heerlikheid van God, die Vader. So, dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ja, Peter kan vir ons daardie liedjie sing, en gaan ons daarna hoor. Dankie weer eens vir Elrie se ongesuurde brode en Diane se kroon wat alles skaar. Was. Ja.